seer kry. En ek gaan hom actually in die sakeboek lees. Maar ek het kry te praat vinger en maak. Dus ik van mij dat die topic krijgt te zijn, nou, als ik allemaal zit bij zeer, ik doe het net ons. En niemand van ons is volmaakt. Want ons is geschapen naar wat zijn wil. Met Jesus se kruisiging en hierdie wat hy baie in my hoop ingestaan het. Dink ek aan my Jesus se aksie wat hy gebruik vir ons in die kruis gesterf het vir ons sondes. Hy het op ons slaan, hy het op verneder, hy het op gemartel, hy het op gespot, hy het op gespoeg. En hy self is skip vir ons. So baie van ons raaskeer wille ons net nie hoe om die seer te hanteer nie. Nou verskillende van ons is verskillende mense en so. Verskillende mense het verskillende aangekoord. Elke moes vir hanteer van seer anders doen. Ek van die ander kant haal my seer en my geslaas as die ander mense omgekeerd. Wanneer is toe ek alweer weet? Ek weet nou nie hoe die eerste van julle met hulle seer doen. Maar iemand het nou die dag van my gesê, omdat een mens seer opkrop en jy krop het op en jy krop het op en jy haal het met die keer een mens zijn. En nie op die eind wat jy het moet op uitkom. En hoe die meeste van julle mense my ken, ek is nou al 4 jaar, so gaan ek vir my 4 jaar. En ek myself sit nog met skierwerk wat die binne van my moet gebeur. Ons is soos 'n klein pot. Nee, ons is soos klein. Maar elke kraakstukkies is die Here besig om met ons te werk. Hy skier daai my kraak in jou lewe. En ek wil nie julle moet vir my daar 1 Konings 19 vers 4 wat sê, waar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewensheid gaan word. Hy het gesê, luister toe, neem my Here. Wanneer iets jou diep binne seer maak, is een van die reaksies. Ons reageer. Eerste kant. Tweede kant, ons probeer dit verwerk. En die derde kant, die woord wat my familie altyd like om te gebruik, is om te krakeer. Dit is eintlik 'n woord wat ek nie daarvan hou om te gebruik. Gewoonlik beklei ons terug. Ons hou nie van die seer wat ander mense ons maak voel. Ons hou nie van. Gewoonlik, soos ek al gesê het, ons reageer op die seer. Ons reageer op die woorde. In plaas van om 5 minute stil te staan en te sê, Here, wat moet ek sê? Maar gewoonlik is ons te vinnig om te praat. En ons dink nie voordat ons praat. En dan laat ek dit en dink ons aan en sê ons waar ons het fout gemaak. En ek myself praat baie te, want ek raak op meeste van jy nog baie plaas. En dan achterna kom ek sê, hoe ek jy dan hanteer. Want iemand het ook die dag vir my gesê, ek het eindelijk het van familie van my gevraagd. En vraag die persoon van my,
hoe gaan dit regtig met my? Soos ek kom by die haar neer, soos ek by my ben, ja. Soos ek kom, het gaan goed onder omstandighede, met ons van die help om in die bidtyd oor die adem te plan. En dis ek spreek wat van wees na week sy laai boek gesê. Hoe sê ek vir ek is net baie gefrustreerd en ek raak geïrriteerd en ek weet nie, maar dis asof sommige studente 'n mens so kwaad maak buite jouself, hoe sê ek vir my kind? Het jy al gaan sit en dink hoe jy sommige hanteer? Die wijk van Amsterdam, want dus ek, ja, ek hoe sê vir my, hoe sou ek gevoel het as iemand my so moes hanteer soos ek sommige van julle hanteer? Hoe sê ek nie baie lekker nie. Hoe sê ek my ondanks een ding, as Jesus daar was, Jesus sou nie die persoon gehanteer het met woede en seer en agressie. Ek kan dit by myself, ek verstaan nie nou waarvan ek praat. Die sê ek nou onweg, en ek allemaal kom uit verskillende agtergronde. Van julle kom van die straat af, van julle van balans af, van julle sukkel by sigarette. Die sê hy vir my, hanteer mense die naaste aan jou met Jesus af. Eindelijk allemaal met Jesus af. Die sê die persoon vir my, ek kan nou nie sê wat ek aan my is nie. Die sê hy vir my, ja, jy gaan tye kry wat jy voel, jy is kwaad, jy gaan tye kry wat jy voel, jy is gefrustreerd, jy wil het allemaal uitkom. Maar probeer vir eens net die student of werkgewer net bietjie stil wees. Ek vraag die persoon maar, wat is liefde? Vir sommige van ons weet ons nie hoe het te wees nie. We sê maar, as ons maar kyk na Jesus, is hy net liefde. En dit lyk net toestand. Verseker ja, ek weet. Sommiges van ons probeer ons pyn verlig. Ons lees uit Efesiërs 4:31. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Dit is belangrik om eerlik oor jou gevoelens te wees. Dit moet egter so gedoen word dat jy die probleem aanspreek en nie die persoon aanval. In Spreuke 15:1, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Nie op nie. Sorry, asseblief. Om die seer net in jou binne van jouself te hou, los jou probleme nie op nie. Die woede en bitterheid wil jou opvreet van binne. Dit maak jou neergelig en misgeloos. Sommige mense kan dit sien en sommige mense kan het oordwaar in jou gesprek. En sy liefde waarsku vir ons hier in die Bybel, Hebreërs 12:15. Sorg dat daar nie bittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie gesmet word. Dit is belangrik dat 'n mens nie stil bly en dit wat jou diep seer maak op dit probeer ignoreer nie. Dit maak van jou 'n ongelukkige mens, so anders as wat die Here bedoel het, dat jy nie wees.
Filippense 4 vers 4 sê dit, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Deur die saak gelowig te hanteer. As 'n mens eerlik oor jou seer is, kan jy dit hanteer nie. Dan lees ons 1 Petrus 5 vers 7, waar al jou bekommernisse opbou, want hy sorg vir julle. Daar is situasies waarin ons beslis dat Here het om te maak, om te voel, seer gemaakt en weergeslaan. Ons voel soms misbruik en soortvoorts die leidskap aan. Efesiërs 4 vers 26 tot 27. As jy nou vrouwen ons moet dat jy nie dagpaad afskeid nie, moet jy daar wat vatkans gee, wat veroorsaak die seer in ons binneste. 'n mens se binneste is soos 'n tuin waar mense saadjies saai, nee? As goeie saad, wat sommige in ons lewe oes, dan is dit soms dinge wat gelukkig, dankbaar en ek voel nie dat ek kan maar nou wacht. Ons lees uit Filippense 4 vers 8. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat woord is, alles wat prysenwaardig is, wat er deeg of lofwaardig is, lofwaardig gestaan, daar ook mag wees. Daarom moet julle julle gedagtes rig. Daar is ongelukkig ook smarte saam wat in ons gesaai word. Dit is dinge wat ons ongelukkig wat dan verleer vertrek maak. Maar kan ek afsluit met Psalm 37 vers 14, 16 tot 21. Elke nieuwe dag het vir my teenslaan gebind. En elke nieuwe môre straf. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En dit was vir my nuttig. Ek was bitter en het verontreg gevoel. Ek gaan afsluit met die laaste vers wat dan ons klaar maak. Efesiërs 4 vers 26 tot 27. Dit sê, ja, moenie 'n dagpaad afsluit nie, moenie die Bybel vatkans neem. As iets seer maak, moet ek so gou moontlik die saak vir my uitvleis. Ek moet weet waarom dit my seer maak, en hoe ek dit vir die persoon kan uitpakbaar neem. Lukas 3 vers 34. Wat sê Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Maar ons wat glo, het voor Christus alles vergewe. Deur op my weer ander te vergewe, en my wat weer van my knal. Deur ander te vergewe, wys ek aan my Here hoe dankbaar ek is vir my eie verlossing.
So belangrik is dit vir die Here, dat ek die wat my te maak om sal vergewe, dat die Here ons selfs leer het. Maar sê Mattheus 6 vers 12, ek net wenslik nou wat ons beskou. Vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. As ek ander vergewe, doen ek dit in die eerste plek omdat ek my Here liefhet. Dit is nie omdat ek die persoon jammer kry, maar omdat ek die Here wil gehoorsaam. So ek gaan nou met julle los. En dan kan ek weer sê ons almal is misgeloop. Ek is die laaste keer wat persoon kan judge. En behalve is my aangekom. Of wat kan vir ons. Soos ek net nou gesê, dat almal hier met seer of verschillende. Toen was we nog alles opgepropt. En gesê, ja, maar jy gaan een persoon wegwisten, om een persoon dat op my te doen. Dis die manier van ons kan doen. As ons nie kan saamstaan as familie in Christus, en het kan eindelijk weer die probleem nie. So ek wil elke een van julle wel nodig vanaand en ek wil julle moet van. Want julle is allemaal kostbaar in Christus. Maak nie saak wat jou gebede is, maak nie saak waar die reden gaan en jou gebede. Maak nie saak waar die duivel vir jou in jou kop wil laat. Die Here is al so gestaan aan Christus. En hy is lief vir ons allemaal, iedereen help ons.